Prys die naam van die Here. As jy jou Bybel by jou het, kan ons vanmôre gaan 'n bietjie met ons net ietsie bespreek. Nie vir jou preekie. 'n bietjie vir ons iets bespreek. Dan kan jy hom vir ons oopmaak daar so in die boek van 2 Konings. 2 Konings is in die Ou Testament. 2 Konings is net na 1 Konings. 2 Konings, en dan kan jy hom oopmaak daar so in 2 Konings hoofstuk 17. 2 Konings 17. Hoofstuk 17. En ons gaan daar so lees, ek gaan net gedeeltes lees, ek gaan julle net eers 'n bietjie die agtergrond gee, en ons gaan nou, want ons gaan dit gaan oor 2 Konings 17 en 18, so ons gaan nou nie die hele 2 hoofstukke so aan mekaar lees, ek gaan vir julle net so 'n bietjie as agtergrond gee, dan gaan ek so seker 'n paar verse saam met ons lees, en dan gaan ons gesels. So ek wil kortliks met ons gesels oor hierdie gedagte. En 2 Konings 17, net om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee, waaroor dit gaan. Nou, hierdie het omtrent plaasgevind, omtrent so 720 voor Christus. Wat gebeur het was, na Salomo, dan Salomo oorlede is en sy seun het koning geword, Rehoboam, het Israel verdeeld geraak. Hy het Israel verdeel in 2 groepe, in 2 gedeeltes, die noordelike gedeeltes, die suidelike gedeeltes. Die noordelike gedeeltes was genoem Israel, en dit was daar 10 stamme gewees, en die suidelike gedeelte van Israel was Juda en Benjamin. En hulle het bekend gestaan as Juda. So dit was die twee dele, was Israel en Juda. Nou, Juda het bestaan uit Juda en Benjamin, en die noordelike gedeeltes van Israel was bekend as Israel. Nou, as jy gaan sien, Jakob het 12 seuns gehad. Nou, Juda en Benjamin was 2 van sy seuns gewees, en dan die res, as jy almal kan onthou. Nou, ek gaan nie op dit nou ingaan nie. Ek wil nou 'n bietjie net oor die geskiedenis praat. Maar wat gebeur het in daai tyd, is dat Israel, die noordelike gedeeltes, in volledig Juda ook, maar ek wil vanmôre 'n bietjie spesifiek fokus op die noordelike groep op Israel. Hulle het verskriklik verval in afgodediens, en hulle het baie dinge gedoen wat die Here gegrief het. En die Here, hulle het in afgodediens verval, hulle het die Baals aanbid, hulle het verskriklike dinge gedoen. En so ook Juda en Benjamin ook, maar uit al die konings wat hulle regeer het, was daar nie een wat God gedien het nie. Hulle almal was, in die suidelike gedeelte in Juda en Benjamin, was daar, uit daai konings uit, was daar slegs 1 koning wat die Here gedien het, maar hy het ook maar later aan afvallig geraak, en dit was Jehu gewees, maar, okay, ek gaan nie op dit ingaan nou nie, maar oor die noordelike front, wat toe gebeur het is, die Here stuur na hulle profeet, na profeet, na profeet, na profeet, om hulle te waarsku. Maar hulle wou nie luister nie. En hulle het bly rebelleer teen die Here. En dit gebeur toe so, dat die Here hulle toe nou stuur om onder Assiriese ballingskap basis te gaan, dat die koning van Assirië het gekom, en hy het die noordelike stamme, het hy basis almal geoorwin, en hy het hulle weggevoer na Sirië toe. En toe het hy sy fokus later gedraai, om ook na die suide toe te beweeg. En dis wat ons nou eintlik hiervan gaan lees. Nou, ons gaan daar so optel, net om vir julle nou die idee te gee, wat hy nou praat van die Siriëse ballingskap nou, wil ek julle met daar so gelees in 2 Konings hoofstuk 17, ons sien die hoofstuk, hy sê, Josia, die laaste koning van Israel, Salmaneser neem Samaria in, en voer die 10 stamme in ballingskap weg. Nou, kom ons tel net op daar so in vers 6. Hy sê, in die 9de jaar van Josia, het die koning van Assirië Samaria ingeneem, en Israel in ballingskap weggevoer na Assirië. En hulle laat woon in Halach, en aan Habor, die rivier van Gosan, en in die stede van Medië. Want die kinders van Israel het gesondig teen die Here hulle God.
wat hulle uit Egipte land onder die hand van Farao uit, die koning van Egipte land opgetrek het, en hulle het ander gode gevrees, en gewandel volgens die insettinge van die nasies, wat die Here voor die aangesig van Israel uit verdryf het, en van die konings van Israel, wat het bewerk het. En die kinders van Israel het heimlik volbring, wat nie reg was teenoor die Here hulle God nie. En hulle het vir hulle hoogtes gebou, in al hulle stede, van wagtoring af tot 'n versterkte stad. En hulle het vir hulle klippilare en heilige boomstamme opgerig, en op elke hoë heuwel en onder elke groen boom, en hulle het daar offerrook laat opgaan, op al die hoogtes, soos die nasies wat die Here voor hulle uit weggevoer het, en verkeerde dinge gedoen, om die Here te terg. En hulle het die drekgode gedien, waarvan die Here vir hulle gesê het, julle mag dit nie doen nie. En die Here het Israel en Juda gewaarsku. Nou, wat het gebeur? So, die Here waarsku die twee volk, die twee stamme. Hy sê vir hulle, die twee groepe, die Here het hulle gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener, en gesê, bekeer julle van julle verkeerde weë, en onderhou my gebooie en my insettinge volgens die hele wet wat ek julle vaders beveel het, wat ek deur die diens van my diensknegte, die profete vir julle gestuur het. Maar hulle het nie geluister nie. En hulle het ook verhard soos die nek van hulle vaders, wat nie op die Here hulle God vertrou het nie. En hulle het sy insettinge, sy verbond verwerp, wat hy met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse, waarmee hy hulle gewaarsku het, en agter nietige afgode aangeloop, en self nietig geword, en agter nasies aan wat rondom hulle was, van wie die Here hulle beveel het om nie soos hulle te maak nie. En hulle het al die gebooie van die Here hulle God verlaat, en vir hulle gegote beelde, en dan noem hy so die twee kalwers, en heilige boomstamme gemaak, en so aan. Maar kyk op vers 17, hulle het hulle seuns en hulle dogters deur die vuur laat deurgaan, en met waarsêery omgegaan en voortekens verklaar, en hulle self verkoop om te doen wat verkeerd was in die oë van die Here, om hom te terg. Ek wil gou vir jou iets sê. As jy, hy sê so, hulle het hulle self verkoop, om te doen wat verkeerd was in die oë van die Here. Wat beteken dit as jy jouself verkoop? Jy hoereer. Jy's 'n prostituut. Jy hoer agter ander dinge aan. As jy oorgee aan sonde, en dinge wat die Here terg, wat is jy besig om te doen? Jy hoer agter sonde aan. Agter drekgode aan. Besef jy dat sonde van jou 'n prostituut maak? Besef jy dat ongeregtigheid, alles wat teen die woord van die Here is, alles wat teen die Here waarsku, die werke van die vlees, maak van jou 'n prostituut. En dis wat interessant is, as jy ook gaan lees in die Bybel, dis ook weer later 'n profeet gestuur het, van gesê het, vat 'n hoervrou, en trou haar, en gaan wys vir hulle wat doen hulle. Dis hoekom hy sê, dis afgodediens. Nou, ons kan uitgaan om te sê, wat hulle alles verkeerd gedoen het. Maar kom ons kyk ook vandag se tyd. 'n heilige boomstam gemaak, en gebuig voor die hele leer van die hemel, en Baal gedien. Hulle het 'n stuk hout aanbid. Nietige mensgemaakte goed. En dis wat baie mense vandag doen. Baie van dit wat mense vandag doen en dien is heilige boomstamme. Hulle beskou dit as heilig. Selfs in godsdienst, selfs in die kerk, het hulle heilige boomstamme. Wat bedoel ek daarby? Allerhande ritueeltjies, allerhande bygeloofies, allerhande byritueeltjies, allerhande goedjies, wat nie eers in die woord eers voorkom om te doen nie. Mensgemaakte dinge, heilige boomstamme. En dit is so heilig, dit klink so heilig, dit ruik so heilig, dit lyk so heilig. Hulle is besig om te hoer agter ander dinge aan. Jy dink jy dien die God van die hemel en die aarde en die God van die Bybel, maar jy is besig met jouself.
En dit is hartseer om te sien vandag. Hoeveel godsdienstspeletjies is daar in die kerk van vandag? Hoeveel heilige boomstampies en heilige ritueeltjies is daar? Pleks laat mense met berou oor hulle sonde na die Here toe kom en God dien omdat hy God is en ophou speel met die Here. Weet jy, een ding wat ek vir jou kan sê is, mense besef nie die oordeel van God nie. En mense besef nie met wie hulle te doen nie. Ek wil vir jou sê, hierdie laaste maand is ek letterlik elke dag in afsondering. En ek het weer eens iets besef. En Eileen het dit mooi gesê aan 'n dag vir my. Want ek deel met haar baie van die goed wat die Here met my deel. En sy sê vir my, Henko, weet jy, een ding wat ek wel kan sien van alles, moenie met God speel nie. Die kerk het 'n plek geword van heilige boomstamme. Hy sê, en hulle seuns en dogters deur die vuur laat deurgaan en met waarsêry omgegaan en voortekens verklaar en hulle self verkoop om te doen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het hulle seuns en hulle dogters deur die vuur laat heen gaan. Hulle het hulle kinders geoffer aan Moloch. Nou Moloch was so 'n groot beeld, uit sy beeskop gehad, met so 'n groot horings. En dan het hulle vuur in hom gemaak, dan het hulle eersgebore kinders binne in sy hande geplaas om daar in hom geoffer te word. Dan het hulle seker harde musiek en dromme geslaan om die geskree van die kinders uit te doof, dat hulle nie moes hoor nie. Wat doen ouers vandag met hulle kinders? Hoeveel ouers vandag offer hulle kinders vir Moloch? Hulle offer hulle kinders op in plaas van om hulle kinders groot te maak in die weë van die Here. Wat doen hulle? Hulle leer hulle kinders om te doen wat hulle doen, om te hoer agter afgode en nietige beeldjies en werke van die wêreld en die werke van die vlees aan. Daar word vir die kinders gesê, doen wat ek vir jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Jy as ouer is 'n voorbeeld vir jou kind. Jesus het gesê, as jy een van die kinders laat struikel, dis beter vir jou gaan hang 'n meelsteen om jou nek en gaan versuip jou in die see, op my woorde. Hy het gesê verdrink. Ek vat dit 'n stap verder. Want wat doen ons? Jy maak jou kind groot vir hierdie wêreld. Hy ken nie die Here nie. Hy weet nie, hy ken nie die vrese van die Here nie. Want weet jy wat, die mens vandag dink hulle kan met God speel. Die mens vandag dink hulle kan God terg. Hulle dink hulle kan, want waar's die Here? Ag man, nee, ek is 'n Christen man, ek sit met my voetjies in die kerk. Ag man, ek gee mos my tiende. Ag weet jy wat ek doen? Dit mos so. Ek wil vir jou sê, jy is so min 'n kind van die Here as wat my hond 'n kat is. Oordeel ek jou? Ja. Bou 'n brug en kom maar hoor. Ek waarsku jou om vir jou te sê, en ek wil elkeen na buite moet dit vanmôre hoor, moenie met God speel nie, want jy weet nie met wie jy te doen nie. Ons het mos op hierdie punt gekom, ag, jy mag nie oordeel nie. Wie is jy om 'n klip te gooi? Weet jy wat, ek sê vir jou, ek gooi nie die klip nie, ek waarsku jou. Pas op om te val in die hande van 'n lewende God. Weet jy wat, daar was ook 'n land gewees, daar was ook 2 stede onder andere gewees, wat gedink het, hulle kan God terg, genaamd Sodom en Gomorra. Daai is 'n scary gedagte. Ek sal met julle dit deel, want ek wil dit eintlik vir mense fisies wys as ons daar is. Moenie met God speel nie. En weet jy wat het hier gebeur?
Israel het God geterg. Jou sonde terg God. Dit tart hom. Jy dink, vanaand klim jy jou bedjie, ag, jy gaan maar gou vinnig bly, ag Here, ek is jammer. Jy het geen beroulike hart nie. Weet jy hoekom is mense vandag, wanneer hulle wil berou kry, omdat hulle spyt is oor die gevolge van hulle dade, nie oor hulle dade nie. Mense raak spyt en wil berou hê oor die gevolge van hulle dade, die nagevolge daarvan, maar hulle is nie spyt oor hulle dade nie. Dis hoekom die kerke leeg is. En die bars is vol, kuierplekke is vol, rugby stadions is vol. Rugby het in Suid-Afrika 'n heilige boomstam geword. En jy kan maar vir my sê, wat jy wil stuur my jou WhatsApp, ek worry nie, ek vee my af. Ek sê jou stryd. Weet jy wat? Mense is besig met heilige boomstamme. Saterdag aand sal dit sokkie bokkie, ek lei jou klokkie, en dan sondagoggend, dan wil jy, o Here, jy tart God, dan wonder ons hoekom val ons lewens uit mekaar uit. Wie kan vir my een goeie ding noem, byvoorbeeld van drank? Noem vir my een goeie eienskap van drank. Ja, dit is goed vir my hart. Kom aan, ek challenge jou. Geef my een goeie voordeel van drank. Wat 'n goeie ding het drank al gedoen? Kom ons kyk gou 'n bietjie, wat sê jy? Weet jy wat die Bybel beskryf het, kyk nie na die wyn as dit so rooi-agtig in die glas. Hy sê, dit glinster so, dit blink, dit is aanloklik. Hy sê, maar op die einde byt dit soos 'n slang. Hoeveel lewens het dit al verwoes? Hoeveel families is al uit mekaar uit geskeur daaroor? Hoeveel huwelike is al opgebreek daardeur? Hoeveel hoerery het plaasvind? Kom ons praat bietjie sommer oor hoerery ook. Hierdie klomp wat ons altyd kom en dan, ek het my man of my vrou nou verneek en ek is nou so spyt. Man, jy lieg man, jy spyt, jy's uitgevang. Jy is nie spyt dat jy dit gedoen het nie man, jy het dit beplan. Jy het nie per ongeluk op sy skoot opgeëindig nie. Jy voetjies het nie gestruikel en jy was skielik saam met hom in die bed beland nie, of saam met haar in die bed beland nie. Jy het dit beplan. Daar was 'n aanloop. Jy het die hele struktuur in mekaar gesit, die boodskapies, die goedjies, die parfum, die kleertjies, die onderkleertjies, die whatever, en wat sê ma'am, thank you ma'am. Jy het dit beplan man. Dit was nie per ongeluk, ek het dit per ongeluk met my voet oor die piesangskil geval nie. Jy het beplan. Weet jy wat, mense is besig om met God te speel. Kyk daar so in vers 18. So het die Here dan baie toornig op Israel geword, sodat hy hulle van sy aangesig verwyder het. Niks het oorgebly nie, as dit een stam van Juda alleen. Selfs Juda het die gebooie van die Here hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. Daarom het die Here die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee, totdat hy hulle van sy aangesig weggewerp het. Want hy het Israel van die huis van Dawid afgeskeur. Hoekom van Dawid afgeskeur? Want Dawid het gedoen wat God, hy was 'n man na God se hart. Maar daarna, daarom sê hy die profesie,
God sal die vervalle hut van Dawid weer oprig. En wat daarvan verwoes is, sal hy weer oprig en herstel. Dis hoekom hulle ook deur die groot verdrukking gaan. Maar okay, dis 'n preek op sy eie daai. Maar nou verstaan jy daai twee. Dan gaan hy verder, hy sê, en hulle het Jerobeam die seun van Nabat koning gemaak, en Jerobeam het Israel agter die Here weggetrek en hulle 'n groot sonde laat doen. En die kinders van Israel het gewandel in al die sonde van Jerobeam wat hy gedoen het. Hulle het daar nie van afgewyk nie. En daar's nog 'n fout. Mense volg. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Totdat die Here Israel in sy aangesig verwyder het, so hy gespreek het deur al sy diensknegte die profete, en Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië tot vandag toe. Nou baie mense het baie van die Israelvisie kry ons nou hierdie teaching, maar ons gaan nou verder gaan. Ek kan aangaan na hoofstuk 18 toe. Baie mense kry ons nou hierdie teaching van die Israelvisie, van die 10 verlore stamme. Nou, dis waar hulle dit nou kry. Want daar het hulle nou weggeraak. Weet jy wat, daar is eintlik die 10 verlore stamme nie. Die wat weggevoer is as slawe weggevoer en 'n klomp van hulle is doodgemaak. En die wat hy doodgemaak is en as slawe weggevoer het, wat het hulle gedoen? Hulle het gevlug. En waar het hulle gevlug? Hulle het naar die suide toe gevlug, want Israel, die noordelike gedeeltes was weggevoer, en die wat nie weggevoer was, die wat hy doodgemaak is, die van hulle het gevlug. En waar het hulle gevlug? Na Juda toe. Suid. Ons nie verlore nie. Weet nie waar kom die Israelvisie in hulle goed nie. Moet 'n bietjie die Bybel bestudeer. Maar in elk geval, nou daai klomp vlugtelinge het toe nou in Israel gekom, in Jerusalem gekom, want wat toe gebeur het is, ons gaan dit dan gaan ons, wat toe gebeur het is dat Sanherib, wat die koning van Assirië was, het toe nadat hy hulle toe nou weggevoer het, wou hy toe nou Juda ook verower. En hy het toe nou suid af beweeg, om Juda ook, daai stamme van Juda, dis Benjamin Juda, ook die suidelike gedeelte van Israel, ook te verower. En hy het afgetrek tot aan die suide van Israel, en oralste waar hy gekom het hy die stede geplunder en verwoes, en hy daai mense basies as bang gevat, baie van hulle het gevlug, na Jerusalem. Die eerste plek wat nog in stand gehad, wat nog weerstand gebied was in Jerusalem gewees. En hulle het soontoe gevlug, en toe het hy van die suidpunt af basies weer omgekom om Israel, om Jerusalem basies ook te beleer. En so het dit nou gebeur, dat die Assiriese mag het toe nou Israel basies beleer, of omsingel en omring, en Sanherib wou toe nou vir Hiskia, wat op daai stadium toe nou die koning was in Jerusalem, hulle het toe nou gesien, hy het toe nou gesien, hier kom probleme en so aan, en hulle het hom toe nou geïntimideer, maar dit is nou waar ons nou gaan lees. Dis eintlik waar die boodskap eintlik gaan. Daai was net in die intro. Die preek begin nou actually, of die boodskap begin nou actually. So, wat toe nou gebeur het is, dit gaan nou oor wat gebeur het rondom Jerusalem, en met Hiskia. Nou, julle het al gehoor van koning Hiskia. Nou, Hiskia se pa was 'n baie bose man. Nou, Hiskia se pa was eintlik, ek wil vir jou sê, hy was 'n verskriklike groot afgodsdienaar gewees. Hy het die Here ook ongelooflik geterg, en hy het onder andere, het hy sy kinders, het hy aan Moloch geoffer. Dit was eintlik 'n wonderwerk gewees dat Hiskia oorleef het. Want sy pa het al sy kinders vir Moloch geoffer. En Hiskia het toe eventueel koning toe nou geword. Maar kyk nou wat was die verskil gewees wat toe nou hier gebeur het. Nou onthou nou, al die konings van Israel, en van hulle, Israel is toe nou weggevoer in ballingskap, Juda en Benjamin het toe nou oorgebly, maar wat bekend staan as Juda, hulle het toe nou oorgebly, Hiskia was die koning gewees, van die suidelike gedeeltes. Nou hoor nou wat gebeur toe nou hierso. En ons lees daar in hoofstuk 18. In die 3de jaar van Hosea, die seun van Ela, die koning van Israel, het Hiskia, die seun van Agas, die koning van Juda, koning geword. Nou Agas was, wat ek gesê, hy was 'n verskriklike bose man gewees. Hy was 'n slegte koning. Hy het die Here getart bo alles. Hy was bad news. Okay?
Hy sê 25 jaar was hy oud toe hy koning geword het en 29 jaar het hy in Jerusalem geregeer en naam van sy moeder was Abi, dogter van Sagaria. Nou kyk net hierso wat sê vers 3. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Nou, as hy praat van sy vader Dawid, hy praat van sy voorvader, so wat Dawid gehandel het. Onthou, wat het God gesê van Israel? Hy het hulle afgeskeer van Dawid af. Dawid was 'n man na God se hart. Hy het hulle afgeskeer van Dawid af. So daar sou dit gestop, want van Salomo af, Salomo het die eerste tempel gebou, maar Salomo het afvallig geraak. En Salomo se seun Rehoboam het die hele die Israel verdeel, wat hy nie moes gedoen het nie. En wat toe nou gebeur het, dis waar die probleme veroorsaak het. So, nou, maar Hiskia het terugbekeer, maar Hiskia het gesien, nou hier kom probleme. Nou, ek wil net vir julle weer 'n bietjie agtergrond gee, wat ons gaan dit nou lees, dat julle nou net 'n gedagte het wat daar aangaan. Hy het nou gesien, okay, hier kom issues. Die Assiriërs gaan kom om ons aan te val. En hulle gaan ons ook kom doodmaak en ons as ballinge wegvoer ensovoorts. En ons moet nou 'n plan beraam om hulle te staan. So wat Hiskia gedoen het, en ons gaan dit ook nou lees, is hy het toe Jerusalem ommuur, as ek dit so kan sê. Hy het toe mure gebou om Jerusalem. Eerstens, hy het basies soos 2 groot mure gebou. Die een groot muur het hy gebou, onthou nou al die klomp vlugtelinge wat ook gevlug het na Jerusalem toe, was nou buitekant die stad gewees. So hulle moes beskerm geword het, so hy het 'n plan gemaak dat hulle 'n muur moes bou, om al daai mense wat daar om Jerusalem gebly het, ook te beveilig. En ook was daar water gewees, die Gion fontein wat daar so was, het hy basies laat herlei, laat hulle nie water, laat die vyand nie water kon hê nie, laat hulle die water in die stad kon hou. En hy het basies tonnels laat bou en goeders, om die water te herlei na die poel van Siloam toe, wat in Jerusalem is, daar langs die Tempelberg, of onderkant die Tempelberg by die stad van Dawid, daaronder. Laat hy van daar af, laat hy die water van die Gison fontein afgeloop het, na die poel van Siloam toe, hulle het ommuur, hulle het basies die water weggehou van die vyand af, want jy kan nie, hoe gaan jy oorleef sonder water, so die water weggelei van die vyand af, en hy het mure gebou, om die stad te versterk. Nou gaan ons bietjie lees van Hiskia. Nou lees ons dat Hiskia het gedoen wat reg was in die oë van die Here. So hy het teruggedraai na die Here toe. Hy was 'n koning gewees toe nou wat die Here gedoen het. Kyk nou wat sê vers 4, wat het hy gedoen? Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang van wat Moses gemaak het, stikkend gestamp. Nou kom ons stop dit gou daar, daai koperslang. Wie kan onthou waaroor daai koperslang gegaan het? Onthou jy in die kamp van Israel, was daar 'n klomp giftige slange wat ingekom het? Toe sê die Here vir Moses, maak 'n slang van koper. En sit hom op 'n paal. Wie ook al na die slang gaan kyk, as hulle gebyt is deur die slang en hulle kyk na die slang, sal hy gesond word. Wat het hulle toe gedoen? Dit was net vir daag gewees. Hulle het tot daartoe toe nog, van Moses af toe nou nog, daai koper slang aanbid. Interessant, hè? So wat het hulle gemaak? Hulle het daai koperslange voorwerp van aanbidding gemaak. Want dit was nie die slang wat hulle genees het, dit was eintlik tipologies gewees van wat Jesus later vir ons gedoen het, né? Maar wat het hulle gedoen? Dit is God wat hulle genees het. Hulle moes deur geloof na die slang gekyk het en dan sou hulle gesond geword het. Maar wat gebeur toe? Dit was tydelik gewees, maar wat het hulle toe gedoen? Hulle het daaraan die slang aanbid. Dit het nie meer van God afgekom die genesing, hulle het die slang aanbid. Hulle was nie meer van God afhanklik vir genesing nie. Nou, hier is 'n interessante teaching. Wat is die mediese simbool vandag? Die slang op die paal. Dit is interessant. Op wie vertrou jy vir genesing? Right. Hy sê, omdat die kinders van Israel tot op die dae daarvoor offerrook laat opgaan en tot offers aan die slang gebring. En het dit Nahistan genoem. Nou, ek het eendag gepreek gedoen oor vernietig jou Nahistan. Kan julle dit onthou? Gaan kyk net 'n bietjie, hy is op YouTube, vernietig jou Nahistan. Hy het op die Here, die God van Israel, vertrou
sodat onder al die konings van Juda na hom en wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Weet jy hoe moes hy na die Here toe bekeer, dat in die Bybel opgeskryf was, daar was nie 'n koning wat tot die Here bekeer het soos hy nie. Kyk in vers 6. Ja, hy het die Here aangehang, sonder om van hom af te wyk en sy gebooie onderhou wat die Here Moses beveel het. En die Here was met hom waar hy ook heen uittrek, was hy voorspoedig. En hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië en hom nie gedien nie. En hy het die Filistyne verslaan tot by Gaza en sy grondgebied van wagtoring af tot 'n versterkte stad. En dan vertel hy vir ons hierso, maar in die 4de jaar van koning Hiskia, dit was die 7de jaar van Hosea, die seun van Ela, die koning van Israel, het Salmaneser, die koning van Assirië, teen Samaria opgetrek en het beleer, en het ingeneem, en aan die einde van 3 jaar, in die 6de jaar van Hiskia, dit was die 9de jaar van Hosea, die koning van Israel, is Samaria ingeneem. Die koning van Assirië het Israel in ballingskap weggevoer, so daar praat hy weer van wat gebeur het toe nou met hulle, na Assirië, en hulle laat bly in Halach en in Habor, die rivier van Gozan, en die stede van Medië, omdat hulle nie gehoorsaam was in die stem van die Here hulle God nie, maar sy verbond oortree het, alles wat Moses, die knegt van die Here, beveel het, sonder om daarna te luister en te handel. Maar in die 14de jaar van koning Hiskia het Sanherib, die koning van Assirië, opgetrek, ten al die versterkte stede van Juda, en het veroordeer. So nadat Israel toe weggevoer het, Sanherib toe nou koning geword van Assirië, en hy is wat ek gesê het, hy die suide toe nou ingeval, soos ons nou vir julle verduidelik het. Right. En hy sê so, maar ek gaan weer vers 13 lees, ek het, maar in die 14 jaar van koning Hiskia het Sanherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda, en het veroordeer. So kan julle verstaan wat gebeur. So, die ander koning het hulle weggevoer na Syrië toe, en toe Sanherib koning word, wat het hy gedoen? Hy het afgetrek, en die suidelike stamme kom aanval. Goed, en hy het almal verower. En Hiskia, nou sien ons daar so, vers 4, toe dat Hiskia die koning van Juda, die koning van Syrië na Lages weet, ek het gesondig, trek terug van my af weg, wat u my oplees sal ek lewer, en die koning van Assirië het aan Hiskia, die koning van Juda, 300 talente silwer, 30 talente goud opgelee, en Hiskia het al die silwer gegee wat in die huis van die Here te vind was, en in die skatkamers van die huis van die koning, en in dieselfde tyd het Hiskia die goud van die deure en die tempel van die Here afgesny, ekskuus, en van die deurposte wat Hiskia die koning van Juda opgetrek het, en het aan die koning van Assirië gegee. So wat er hierso gebeur het is, toe hy nou sien dat Sanherib basies nou nader kom aan Jerusalem, en dat hy al die ander stede verower het Hiskia bevrees geword, en hy gesê, maar wel, hy gaan ons ook nou aanval, en hy stuur toe 'n boodskap na Sanherib toe, om te sê, luister hier so, ek het verkeerd gedoen om jou nie te dien nie, maar ek wil boete doen. So los ons dit uit, trek dit weg van ons af, los ons dit uit, ek sal vir jou gee al die goud en silwer hierso wat ek het. En hy gee toe vir hom, en Sanherib laat hom toe nou weet hoeveel goud en silwer hy vir hom moet gee, en hy gee toe nou vir hom die goud en silwer wat hy toe nou soek. Maar Sanherib het hulle nie alleen gelot nie. Sanherib wou nie, hy het nie teruggetrek nie, hy wou meer gehad het. Hy wou basies hulle heeltemal verower het. Vers 17, toe stuur koning van Assirië, die Tartan en die Rabsaris en die Rabsake uit Lages met 'n swaar leer om na Hiskia na Jerusalem toe, en hulle het opgetrek, by Jerusalem gekom, en toe hulle opgetrek en aankom, het hulle gaan staan by die watervoer van die boonste dam, wat aan die grootpad van die Blykveld lê. En hulle het na die koning geroep, daarom gaan Eliakim, die seun van Hilkia, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer van Joa, en die seun Asaf, die kanselier, uit na hulle toe. En die Rabsakke sê vir hulle, nou kom hulle, so hulle het nou opgetrek na Jerusalem toe. So nou is hulle buitekant die stad. Hulle het nou die stad basies omring. En basically, hulle is almal nou gevangene binne in die stad, jy weet. En nou kom hulle en nou bring hulle 'n boodskap vir Hiskia. In vers 19 sê, en die Rabsakke sê vir hulle, sê tog vir Hiskia, so spreek die groot koning, die koning van Assirië, wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? Dink jy dat net lippetaal, raad en dapperheid vir die oorlog is? Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom? Kyk nou, jy vertrou op die geknakte rietstok, op Egipte wat, as iemand daarop leun en sy hand ingaan en dit deurboor, soos Farao die koning van Egipte vir almal wat op hom vertrou.
Maar as julle vir my sê, ons vertrou op die Here onse God, is dit nie hy wie se hoogtes en wie se altare Hizkia verwyder het nie? Deur aan Juda en Jerusalem te sê, voor hierdie altaar in Jerusalem moet julle buig. So hier kom en nou bespot hulle eintlik basies die Here, en hulle bespot eintlik vir Hizkia. Hulle sê eintlik vir Hizkia, hey, op wie vertrou julle nou? As julle sê, ja, julle vertrou op julle God. Hoor hierso, julle moet 'n bietjie wakker skrik mense, moenie laat Hizkia julle mislei. Kyk wat probeer die rapsakke doen. Hizkia lei die volk om gehoorsaam te wees aan die Here. Hy sê vir die volk, bekeer julle. Hy skaf die hoogtes af, bedoelende van hy breek hy altare af, hy sny hy boomstamme af, hy verwyder die afgodediens, hy bekeer die volk terug na die Here toe. En hy sê ons vertrou op die Here. Maar wat doen hierdie rapsakke nou? Nou kom hulle, en hulle kom sê vir die mense, hulle roep uit, hulle staan buite die stad, hulle roep uit, almal hoor dit, maar dit is 'n boodskap vir Hizkia, maar almal hoor dit. Moenie laat Hizkia vir julle lieg nie, man. Op wie vertrou julle? Hy sê julle moet op julle God vertrou. Maar kyk wat het Hizkia gedoen, hulle het sy heilige boomstamme omgekap, hulle het die hoogtes afgestaf, so hulle bespot eintlik die Here, want daai goed was afgodsbeelde. Maar nou kyk wat doen hy probeer die volk mislei om te draai teen die Here en teen Hizkia met 'n leuen. So hy sê, ek gaan weer vers 22 lees. Hy sê, maar as julle vir my sê ons vertrou op die Here ons God, is dit nie hy wie se hoogtes en wie se altare Hizkia verwyder het nie, deur aan Juda en Jerusalem te sê, voor hierdie altaar in Jerusalem moet julle buig. So, want wat het hy gedoen? Hy het die ware altaar weer herstel in Jerusalem, waar hulle moes geoffer het. Hulle laat hulle voor God moet offer. Dan sê hy, nou dan wet tog met my Heer, die koning van Assirië, ek sal jou 2000 perde gee as jy vir jou ruiters daarop kan lewer. So hier spot hy hulle eintlik, sê julle het nie wapens nie, julle het nie genoeg manskap om ons aan te val nie, julle is 'n klein weermagie, julle is useless man, julle kan nie teen ons stand hou nie. Hoekom wil julle op die Here vertrou? Hy gaan julle nie help, julle dan sy altare omgekap en sy goed. Hy gaan nie vir julle intree nie. Gee oor aan ons, man, julle het nie so 'n ordentlike weermag nie. Nou wil ek hê ons gaan verder, daar is in vers 28. Toe gaan die rapsakke staan en roep hardop in die Joodse taal. En hy spreek en sê, so hulle hou aan om basies vir hulle te sê, julle God kan julle nie red nie. En hy probeer die mense omsweep, nee. Toe gaan die rapsakke staan en roep hardop in die Joodse taal en hy spreek en sê, hoor die woord van die groot koning, die koning van Assirië. Toe sê die koning, laat Hizkia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie uit sy hand kan red nie. En Hizkia moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê die Here sal ons sekerlik red uit hierdie stad en sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie. Luister nie na Hizkia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put totdat ek kom haal na 'n land soos julle land, 'n land van koring en 'n mos en van land van brood en wingerde en 'n land van olyfbome en heuninge sal julle lewe en nie sterwe nie. En luister nie na Hizkia nie, want hy vertel vir julle deur te sê die Here sal ons red. En dan so eintlik so wat hy doen is, hy sê basies vir hulle, Hizkia sê vir julle nou, julle moes al die goeders afgeskaf het, en julle moet die Here dien, hy sal julle red, maar hy gaan julle nie red, jy moet dat Hizkia vir julle lieg nie. Kom, volg my liewerste, kom volg die koning van Assirië, hy gaan julle vat na 'n baie beter land as wat julle het. Hier sit julle nou, alles is geplunder, alles is verwoes. Ons gaan julle vat na 'n baie beter land toe, waar vir jou baie beter af gaan wees. En weet jy wat doen die duiwel vandag met die mens? Presies dieselfde. Moenie die Here dien nie. Moenie luister na hulle wat waarsku en sê dat die Here vir jou sal voorsien nie. Moenie luister na hulle wat sê die Here sal genees nie. Moenie luister na hulle wat sê die Here sal jou dra nie. Moenie luister na hulle wat sê bekeer jou van jou sonde, breek by die heilige boomstam nie. Moenie luister nie. Nee, kom volg my liewerste. Kom volg die wêreld.
Kom dien die wêreld, man, ons sê jou vat daar, dat dit baie beter is. Daar waar ons is, daar is kos, daar is voorsiening, daar is dit. Weet jy wat, in die wêreld, daar is plesier, daar is voorsiening, daar is geld, daar is rykdom, daar is mag, daar is vriende, daar is alles wat jou hart sal begeer is daar. En dis presies wat die duiwel doen. En mense verkoop hulle siel. Van mense leef vandag vir hulle werke, anders gaan hulle nie kan survive nie. Ons kan nie kerk toe kom nie, want ons sit by die werk. Ek verstaan dit, ons moet werk. Wie nie werk, gaan ek nie eet nie. Maar die beginsel is, mense veraf God deesdae hulle werk. Jou gesin kan uit mekaar uitval, maar solank jy werk eers te kom. Mense se huwelike val uit mekaar, solank wêreldse plesier en al hierdie dinge net sal stand bly. Weet jy, sonde word in die kerk goed gekeer en goed gepraat, terwyl God 'n stad, Sodom en Gomorra, 2 stede verwoes het, van alles wat daar plaasgevind het. Ons laat dit vandag in die kerk toe. Mense is besig met allerlei dinge, met die wêreldse plesier. Ek het dit al baie keer gekry, pastoor, as ek na my hart vir die gee, gaan die Here regtig vir my sorg. As ek dit gaan die Here, gaan die Here my rekenings betaal. Ek het dit al baie keer gehoor. So waarvoor leef jy? Waarvoor leef jy? Jy leef vir die wêreldse plesier, jy leef vir die wêreldse goeders. Wat help het jy wen die wêreld, maar jou siel ly skade? Wat help het jy wen die wêreld, maar jou siel ly skade? Wat help het jy voeter in hierdie wêreld, en jy het al die plesier, jy het al die voorsiening, jy het al die beste van die beste. En in hierdie wêreld leef jy lekker, en jy gaan aan, en jy het nie worries nie, want jy doen alles wat onwettig is, alles wat verkeerd is in die oë van die Here, alles wat onder die tafel, alles, maar nee, ons kompromieer. Want ons wil populêr is, dit gaan my vriende van my dink. Wat gaan die wêreld van my dink? Op die einde van die dag, dis 'n rapsak wat vir jou roep. Gaan weer vers 31 lees. Luister nie nou Hizkia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap. Trek uit na my toe, eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen van die water van sy put. So jy sien, kom dien die wêreld, man. Hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou, weet jy wat, jy hardloop agter materialistiese dinge aan. Die Here, weet jy wat sê Jesus in die woord? Moenie besorg is dat jy sal drink wat jy sal eet, wat jy aantrek nie. Moenie worry, hy bedoel nie ons moenie werk nie. Hy bedoel, moenie laat jou fokus word nie. Moenie laat besittings en die survival in die wêreld en oorlewing in die wêreld jou alles word nie, want dit is nie waaroor die lewe gaan nie. Hierdie lewe gaan nie oor wat ons eet, wat ons drink, wat ons aantrek, wat ons besit, waar ons bly, wat ons ry. Dit is nie waaroor hierdie wêreld gaan nie. Waaroor gaan dit? Vir my is die lewe Christus, sodat my sterwe 'n wins sal wees. Ek dien ook nie die Here net om eendag 'n huis in die hemel te hê nie. Ek dien die Here omdat hy my verlos het van hierdie wêreldse booshede. Hoe kan jy sê die Here het jou verlos van die wêreldse booshede, maar jy dien nog die wêreld? Waarvan het hy jou dan verlos? Is jy dan verlos? Jy sien, die ding met once saved, always saved. As jy by Jesus is jy gered. As jy hom vas is jy gered. Maar jy kan kies om weg te stap van God af. En weet jy wat is 'n ding wat mense nie besef nie? Wanneer jy die keuse maak om te doen wat teen God se woord is, wanneer jy sondig teenoor God, wanneer jy wandel in daai goed, wanneer jy wandel in doelbewuste sonde, weet jy wat doen jy? Jy stap weg van God af.
Jy stap weg van God af. Dis wat mense nie besef nie. En dis presies wat hulle hier probeer doen het. Hulle het vir hulle gesê, kom weg man, kom dien die wêreld, kom dien die koning van Sirië. En hy sê, kom doen dit, totdat ek kom om julle te kom haal na 'n land soos julle land, 'n land van koring van mos, 'n land van brood en wingerde, 'n land van olyfbome, heuning, en dan sê julle lewe en nie sterwe nie. Weet jy wat is die beste van alles? Dis wat die duiwel beloof het. Waar gaan hy opeindig? Waar gaan hy opeindig? Waartoe gaan die duiwel? Hel toe. Dit klink nie vir my soos 'n paradys nie. Weet jy, dis mos wat die duiwel ons vir die mense sê. Hy lieg mos om vir hulle te sê, man, in die hel gaan dit een groot party wees. Want daar gaan nie een Christen wees wat 'n ou party spoiler gaan wees nie. Mense hou nie rekening dat die hel 'n letterlike, werklike plek is. En Jesus het daaroor gewaarsku nie. En dis waartoe hy jou wil vat. Dis hoekom die wêreld jou wil insluk. Dit is hoekom die duiwel jou wil verlei om jou rug op die Here te draai. Want waar wil hy jou hê? Saam met hom. In dieselfde oordeel. En mense val daarvoor. Mense is bereid om kompromie aan te gaan met hulle geloof. Ten koste van God. Vers 33. Hierdie gode van die nasies nie elkeen sy... Ek hoor dit so wat tune hierdie klomp rapsakke hulle toe nou. Hulle sê, hierdie gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assyrië. So hy vra hulle, hoor hier, al die ander lande wat ons verower het hulle gode hulle gered. Jy sien, hulle maak hulle blind vir die waarheid, want Israel dien die ware lewende God. Jy kan nou hier so sê, ja nee, hierdie ou is stupid. Ne? Onthou nou, vir hulle was daai afgode 'n realiteit. Daai afgode, ek meen, sal jy jou kind offer vir iets wat jy gedink het 'n leuen is? Nou dink vir jouself, so hulle het geglo, byvoorbeeld Moloch is 'n regte God. Dis hoekom hulle kinders geoffer, hulle was bereid om hulle kinders te offer. So nou kan jy vir jouself dink, as hierdie Assiriërs nou hulle te kom en vir hulle hierdie ding sê, hulle het gevat as werklik. Want hulle sien daai ander, hulle het geglo daar is ander gode. Hulle het geglo ander gode bestaan. En Nico sê hulle vir hulle, hey, julle dink mos julle gaan vir ons af kan wegkom. Het een van die ander lande se gode hulle ooit gered? En nou skrik hulle, wat hulle besef, hoor jy so? Maar wie sê vir jou Hizkia, lieg nie ook vir ons nie? Want as al die ander gode hulle nie gered het nie, hoekom sal Hizkia se God ons dan nou red? Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? Sien bietjie die diepte van hierdie ding. Vir mense, op daai stadium het hulle gedink, ander gode is 'n werklikheid. Jy sien, en dit so kom die duiwel ook vandag. En hy laat Christene vandag twyfel in die Here. Man, weet jy wat, die Here is nie 'n werklikheid nie. Hoeveel keer het hy jou nou al geantwoord? Jy het al soveel lank gebid vir hierdie saak en hy antwoord jou nie. Jy het hoeveel goed is gevra. Ag man, hy wil dit nie vir jou gee nie, hy sal dit nie vir jou gee nie, hy bestaan nie man. God is nie 'n werklikheid nie. Ek kan nogal baie van vandag insien in hierdie storie. En dis nie 'n storie, dis 'n werklike ding wat gebeur het. History is repeating itself. Want mense verloor vandag hulle geloof, weet jy hoekom? Here, ek glo nie jy bestaan, jy sorg vir my, en hulle maak voorwaardes aan die Here, en hulle bring demands voor die Here, en as die Here nie spring om daai demands te antwoord nie. Baie mense het al vir my gesê, ek het so lank gebid vir genesing, en dit het nie gebeur nie. God is by gebeur beteken niks, God bestaan nie. Jy glo alleen van die duiwel. Moenie jou ore uitleen nie.
Jy sien wat mense hou nie rekening met 'n lewende God nie. Kyk wat sê, ek gaan weer vers 38, vers 33 sê. Die gode van die nasie nie elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië. Waar is die gode van Gamat en Arpad? Waar is die gode van Serafaim, van Hena, van Iwa, wat hulle Samaria uit my hand kon gered? Wie is daar onder die gode van die lande wat hulle land uit my hand gered het? Het die Here Jerusalem met my hand, dat die Here Jerusalem met my hand sou red? Maar die manskappe het stil gebly en hom niks geantwoord nie, want dit was die bevel van die koning, julle moet hom nie antwoord nie. Wat sê Hiskia? Hulle het vir hulle gesê, you just shut your mouth. Want hoekom? Hy weet, as hulle nou in 'n argument daar betrokke gaan raak, dan gaan dit twyfel saai. Hy het ook nie nodig gehad om hom terug te antwoord. Want weet jy wat die Bybel sê, ook van antwoord te dwaas nie na sy sotheid, dat jy word soos hy nie. En weet jy, hy het dit geweet. Hiskia het geweet, julle tart God. Julle tart 'n lewende God. Julle tart 'n God wat nie net 'n fabel is nie. Ek hoef nie te antwoord nie, want julle is besig om vir julleself 'n gat te grawe. Jy sien, Hiskia het een ding geweet, God lewe. Nou kom ons dan in hoofstuk 19. Okay, wat toe gebeur? Kom ons lees in vers 37 eers. Toe het Eliakim, die seun van Hilkia, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joa, die seun van Asaf, die kanselier, met geskeurde klere by Hiskia gekom en om die woorde van die rapsakke te kenne gegee. So, hier kom hulle by hom te hulle sê, Hiskia, hoor wat sê hierdie ouens. So, hulle begin twyfel in hulle geloof, hoor wat sê hulle. Wat nou, wat ons is nou oorgegee land, hulle gaan ons verwoes, hulle gaan ons kom doodmaak, kom ons gee dit oor aan hulle, dis hulle gedagtes. Toe koning Hiskia dit hoor, het hy sy klere geskeur en hom met 'n rou kleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Wat was die eerste aksie wat Hiskia gedoen het toe hy gehoor het wat hulle sê? Hy gaan soek die aangesig van die Here. As die duiwel weer by jou wil kom en jy wil laat twyfel in God, wil jy laat twyfel in sy bestaan, wil jy laat betwyfel in dat God vir jou omgee, in Jesus se volbringde werk aan die kruis, weet jy wat moet jy doen? Gaan soek die aangesig van die Here. As daar weer verleiding kom op jou pad, as daar weer iets gebeur wat jou geloof wil laat twyfel, wat doen jy? Gaan in jou binnekamer, gaan soek die aangesig van die Here. En die Here stuur toe vir Jesaja, toe Hiskia hom nou geraadpleeg het. Ons lees daar in vers 6. Sê Jesaja vir hulle, so moet julle Heer antwoord, so spreek die Here, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het nie, waarmee die dienaars van die koning van Assirië my gelaster het nie. Kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerig hoor en as sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Daarop het die rapsakke teruggegaan en die koning van Assirië aangetref, terwyl hy besig was om te veg in Libna. Want hy het gehoor dat hy van Lages af weggetrek het. En toe hy by Teraka, die koning van Kus, hoor, sê hy, kyk, hy het uitgereik om teen hom te veg, stuur hy weer boodskappers na Hiskia met die opdrag. So, Jesaja kom en hy sê vir Hiskia, die Here sê, moenie bekommerd wees nie. Hou net vas. Hy gaan val. Ek gaan hom terugstuur beskaamd na sy land toe. En hy gaan deur die swaard val in sy eie land. Ek sal julle beskerm. En nou hoor die ou Sanherib dit. En hy stuur toe 'n brief. Hy skryf toe vir hulle 'n mooi laflettertjie. Vers 10. So moet julle aan Hiskia, die koning van Juda, sê, laat u God op wie u vertrou u nie bedrieg nie, deur te sê Jerusalem sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie. Kyk, u het self gehoor wat die konings van Assirië aan al die lande gedoen het, deur dit met die banvloek te tref, en sou u gered word? Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered? Sê Gosan en Haran en Resef, die kinders van Eden wat in Teleasar was. Waar is die koning van Gamat en die koning van Arpad en die koning van die stad Serafim en Hena van Iwa? En dan lees hy die brief en hy sien, hey, hierdie ou raak nou ernstig. En hy sê vir hom, moenie die Here vertrou. Weet jy wat gebeur wanneer jou stryd op die hoogste is? Wanneer jou nood op die grootste is? Weet jy wat gaan die duiwel nou doen?
Sy aanval op jou gaan nog hoër raak. Sy aanval op jou geloof gaan nog harder raak. Hy gaan begin ernstig raak. En hy gaan vir jou al die bewyse gee, dat hy sê die waarheid is. Kyk na almal wat ek verwoes het. Kyk na almal wat ek verower het. Kyk na almal wat voor my geval het. Wie dink jy sal jou uit my hand uitred? Dink jy jou God sal jou red? Hey, jou God antwoord jou nou nie eers nie. Jesaja sê vir hulle, God se beloftes is die waarheid. Hy kom en hy laat jou twyfel, hey, is dit regtig? Kyk, jy kry nie hy belofte nie. Kyk, dit kom nie deur nie. Hey, kyk. Nee man, jy gaan seer kry, papi. Jy gaan verloor, jy gaan val. Jy gaan nie gesond word nie, jy gaan nie voorsiening kry, die Here gaan nie deurkom vir jou nie. Die Here het jou gelos. Skrik wakker. Submit onder my. Weet jy wat het die duiwel met Jesus gedoen? Presies dieselfde. Toe hom verlei het in die woestyn. Is die werklik die seun van God. As jy werklik die seun van God is, spring van die berg af. Kyk wat doen Hiskia. Vers 14. En toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het, wat het hy gedoen? Het hy opgegaan na die huis van die Here en Hiskia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. Weet jy wat doen hy? Hy gaan na die Here toe. Here, kyk wat sê hy. Maar onthou nou, Hiskia het nie uit vrees uitgegaan nie. Hiskia die Here vertrou. Hy het na die Here gegaan en sê, Here, kyk wat sê hy. Kyk wat sê hy. Hy dink hy kan u verower. En Hiskia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here God van Israel wat op die gerubstroon, u alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. O Here, neig u oor en luister. Open die oë, Here, en kyk en hoor die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Sien, hy het nie gegaan en te gaan pleit, o Here, red ons nou, en hy het gegaan sê, Here, kyk wat sê hy. Ek weet wie u is. En hy dink hy gaan nie oorwin. Hy weet nie met wie hy te doen nie. Jy sien, laat dit ook vir jou ook 'n les wees, wanneer die aanslag van die duiwel op sy grootste is, wanneer die aanslag van die vyand op jou die hardste is, wanneer jou geloof die meeste getoets word, gaan na die Here toe. Here, kyk. Hulle dink hulle gaan ons oorwin. Hulle sal nie, want u is God. Kan jy dit sien? Nou antwoord die Here. Luister nou baie mooi. Nou gaan ons lees aan vers 32. Daarom so sê die Here aangaande die koning van Assirië. Hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pyl inskiet en dit met geen skild aanval en daar geen wal teen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here. En ek sal hierdie stad beskut om dit te verlos ter wille van my en my knegt Dawid. Stop jy daar, kyk dit vir my. Nie verder lees nou nie. Hier sê die Here, tot hier toe en nie verder nie. Te lank het Sanherib my geterg. Te lank het hy probeer om my volk van my afvallig te maak. En Hiskia het my elke keer kom raadpleeg. En die Here sê vir Hiskia, tot hier, jy sien, die duiwel sal jou vat tot op 'n punt. But God stays in control. En ek wil vir jou nou sê, dat hy sal jou nie oorwin nie. Al lyk dit vir jou asof hy jou oorwin het. The battle is not over, it's not over until it's over. En weet jy wat, al is dit, al kos dit selfs die dood, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Either way, hy het geloos. Hy kan nie wen nie. Satan kan nie wen nie.
Al kan hy jou verwoes in hierdie wêreld. Dis hoe ver hy kan gaan. Dis die verste wat hy kan gaan. Because the line was drawn. Die lyn was getrek op Golgotha. Toe Jesus gesê het, dit is volbring. And he cannot cross that line. Niks kan jou red en skei van die liefde van die Here nie. Ekskuus, en hier kom hy, en hy sê vir hom tot hier toe nie verder nie. En kyk wat doen die Here. Nou moet julle gou-gou in gedagte hou. Kyk, imagine yourself, om Jerusalem. Hulle is omsingel, hulle is omring. Daar's 'n hele mag. En op daai stadium, net om julle gou-gou te gee, die Assiriese mag was op daai stadium die grootste weermag in die wêreld. Hulle was die wêreldheersers. Hulle was die grootste en die sterkste weermag in die wêreld. En hulle het daai hele Jerusalem omsingel. En daar's 'n handjievol binne in Jerusalem. Kyk wat gebeur, vers 35. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle in die môre vroeg hulle klaar maak, was dit almal dooie liggame. En Sanherib, die koning van Assirië, het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive gebly. En toe hy hom neerbuig in die tempel van sy god Nisrog, het sy seun Adrammelech en Sareser hom met die swaard neergeslaan. Maar hulle het ontvlug na 'n land Ararat en sy seun Esarhaddon het in sy plek koning geword. In een nag kom 'n engel van die Here en hy slaan 185.000 Assiriërs dood. En God verlos Hizkia in Jerusalem uit die hand van Sanherib en hy gaan terug vernederd na sy land toe. Sterk tussen die bene dat sy eie seuns hom doodmaak terwyl hy besig was om 'n afgod te aanbid. Ek wil vir jou sê, toe Jesus in die tuin van Getsemane was, ruk Petrus 'n swaard uit. En hy kap die soldaat, hy wil hom doodgemaak en maar hy koes toe en hy kap sy oor af. En Jesus sê vir hom, Petrus, sit weg daai swaard. Want hy wat met die swaard trek, sal deur die swaard val. Hy maak die man gesond en hy sê vir hom, dink jy nie ek kan my Vader bid? En 'n legioen engele, 12 legioen engele, roep. Nou hoor gou mooi. In 'n legioen is daar 6.000. Nou 12 legioen, wat's dit? Wat 6 mal 12.000. Nou, as een engel 185.000 man doodmaak, en die van 12 legioen engele, dan kom dit amper oor en meer as 8 of 9 biljoen. Jesus sê vir hom, op daai stadium, Petrus, dink jy nie, ek kan die engele roep, en ek kan die hele ganse mensdom in een aand uitwis nie. You don't have one angel on your side. You have Jesus. As een engel 185.000 man doodmaak, Jesus sê, ek kan 12 legioen engele roep. Ek kan die hele mensdom uitwis, met 'n spreek van 'n woord. Ek wil vir jou sê, ek dink julle graas wat ek hier probeer vir jou sê nie. Jy het nie net 'n engel aan jou sy nie. Jy het Jesus aan jou sy. Wat kan die vyand aan jou doen? Hy sê in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. En niks sal jou skade aandoen nie. Maak nie saak hoe die vyand teen jou uittrek nie.
Maak nie saak hoe hy jou omring nie. Maak nie saak hoe hy jou beleer nie. Ek wil vir jou sê, Jesus sê, ek het aan jou die mag, die authority gegee, om slange en skorpioene te trap, en dan gly by die stoel. En oor al die mag van die vyand, en niks sal jou skade aandoen nie. Ek raak sommer opgewonde, dis nou eintlik die ding. Nou hoor nou hierso wat ek vir jou sê. Hoor wat ek vir jou sê. Jy het nie 'n engel aan jou sy nie. Oh my guardian angel, I feel I'm falling apart, cause I know I lost my guardian angel. Jy het nie idee wat jy sing nie. Ek het Jesus aan my sy. I don't need an angel, I've got Jesus. Ek het nie net een engeltjie nodig nie. I've got the King of Kings. Ek het die skepper van die heelal. Wat skep met die woord, jou skepper, he's on your side. En hy het die kop van die slang vermorsel. Hy het hom vernederd, teruggestuur na sy land toe. En aan hy kruis het hy sy kop vermorsel. En hy het gesê, niks sal jou skade doen nie. Niks kan jou skei van my liefde nie. Moenie laat hy jou kom vertel, dat alles wat jy in hierdie lewe so beleef, dat al hierdie dinge wat jy in hierdie lewe so negatief maak, alles wat jou so siek maak, alles wat jou so teneerdruk, moenie laat hy jou verlei om vir die wêreldse dinge te val nie, want hy wil jou hel toe stuur. Hy wil jou stuur na 'n plek toe van veroordeling. Hy wil jou vat waar Israel vat, hy wil jou wegvoer in ballingskap. Hy wil jou wegvat van die Here af, sodat jy ook in 'n verlate plek kan opeindig. Jesus sê, ek het my lewe vir jou gegee. En elke belofte is ja en amen. En maak nie saak wat die vyand vir jou sê nie. Maak nie saak wat die gerig is wat hy vir jou bring nie. Ek is die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê die vyand kom te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Ek wil nou vir jou een ding vertel. Jesus lewe. Jesus lewe. God het Hiskia gered, omdat hy met sy hele hart na hom te bekeer het. Omdat hy daai dinge wat teen God was, sy rug op dit gedraai het, en sy vertroue geplaas het. Alleenlik op die Here. En ek wil jou vanmôre vra, wat wil jy nie ook soos Hiskia maak, en jou volkome oorgee aan hom vanmôre nie? Die Here sal jou deurdra. En hy het gesê, wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Moenie val vir die leuns van die vyand, wat jou fokus wil draai, om jou rug op die Here te draai, om die wêreld te dien, want jy gaan 'n Babyloniese ballingskap, of 'n Assiriese ballingskap opeindig. Later wat toe gebeur het met die res van die stamme van Juda, hulle was toe 'n Babyloniese ballingskap. Maar dis weer 'n preek op 'n ander dag daai. Maar wat ek vir jou wil sê is, Hiskia het na die Here toe gedraai. Amen. En God het hom gered uit die duiwel se hande. Amen. Net so sal die Here jou ook dra. Amen. Amen. Hiskia, maak dit Hiskia bly. Dit is Spreuke 3 vers 6. Spreuke. En hy sal jou baie gelyk maak. Yes. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Dankie Here dat ons altyd op U kan vertrou, dat ons altyd op U kan staat maak, Here, dat U ons dra. Here, dat U vir ons 'n pad maak. Here, dat U ons uitred uit die hand van die vyand. Maar Vader, ek wil vanmôre bid dat mense sal bekeer terug na U toe. Hulle sal breek met die dinge waarmee hulle besig is, die heilige boomstamme wat gejaag word. Dat hulle sal besef, Here, U alleen is die ware lewende God. Here, en dat U vir ons die lewe gegee het. En Here, dat in U alleen is daar vir ons verlossing en vrymaking en redding.
En Here, ek wil bid dat ons vertroue in U sal plaas. Here, maak nie saak die omstandighede waardeur ons gaan nie, die situasies wat ons mag beleef nie. Here, dat ons net op U sal vertrou en op U sal staat maak. Heilige Gees, sal U vanmôre die naprediker van hierdie woord in ons harte wees. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen.